Right, so volgende gedeelte van die werk is natuurlik fotosintese. Nou, ons kyk na verskillende prosesse waardeur beide plante en diere hulle voedsel kan vervaardig of verkry. Nou, die eerste een waarna ons gaan kyk is plante. En die proses waardeur hulle voedsel vervaardig is fotosintese of word fotosintese genoem. Nou, net soos wat hier so bo staan, is opbou van glikose, dit wil sê koolhidrate, ons weet mos nou al glikose is 'n monosakaried. Julle het mos dit geleer in die chemie van lewe. En dan, om glikose te kan vervaardig, het 'n plant sekere dinge nodig. Nou, daar's 3 dinge wat 'n plant benodig. Nommer 1 is sonlig, nommer 2 is koolstofdioksied en nommer 3 is natuurlik water. En dan gebruik 'n plant hierdie 3 reagense om 2 dinge te vervaardig. Nommer 1 is natuurlik suurstof wat vrygestel word, suurstof wat 'n byproduk is van fotosintese, en dan natuurlik wat die primêre produk is, wat die belangrike produk is, en dit is glikose. En dis presies wat hierdie gedeelte hierbo vir julle natuurlik sê wat aan die gebeur is. Nou ja, foto wat natuurlik lig beteken en die woord sintese beteken vervaardig. As ons kyk na die grondstowwe weer eens en die produkte wat gemaak word, daar is nommer 1 is natuurlik sonlig of stralingsenergie, dis waarvoor die SE staan. Stralingsenergie van die son word benodig, en dan natuurlik water wat ons tweede ene is, en dan derde ene. Vir geval jy vergeet het wat stomate is, dit is mos net 'n ander naam vir die huidmondjies wat op blare voorkom, hierdie openingkies wat deur gaswisseling, wat deur transpirasie plaasvind, en natuurlik vrystelling van produkte soos byvoorbeeld suurstof in hierdie spesifieke geval, maar dis tomate. So daar is nommer 1, nommer 2 en nommer 3 dinge wat benodig word. Nou ja, daar word natuurlik 'n paar dingetjies vervaardig, soos ek net nou vir julle gesê het. O2 is een van die byprodukte, en wat die primêre produk van fotosintese is natuurlik glikose. En dit wat 'n plant nie onmiddellik gebruik nie, dit kan hy dan stoor natuurlik as stysel. Ek wonder of julle nog kan onthou, wat is die organelletjie binne in 'n plantselle wat stysel kan berg of stoor? Azyn, mooi man vir die mense wat dit geweet het. Dis natuurlik 'n leukoplas. En so vir interessantheid, as 'n leukoplas stysel stoor, dan kry hy so witterige kleur. Verander so 'n klein bietjie in sy kleur, en dan noem ons dit 'n amyloplas. Net so vir interessantheid. Alright, so dit is jou produkte wat gemaak is, glikose en suurstof, en ons reagense, stralingsenergie, CO2, koolstofdioksied, en natuurlik H2O, water. Nou, vir 'n blaar om stralingsenergie te kan absorbeer, moet hy natuurlik 'n groen pigment hê, wat bekend staan as chlorofill, waarna ons nou 'n bietjie verder gaan kyk. Nou, as ons kyk na hierdie sketsies van die chloroplas, daar is hy. Nou, hier's 'n regte mikrograaf van 'n chloroplas, hoe hy absoluut lyk, en daar kan julle 2 styselkorrels sien daarso. Daar kan julle die individuele thylakoïdes natuurlik sien, of een hele hoopie thylakoïdes wat bekend staan as 'n granum. Julle kan hierdie verbintenisse tussen die afsonderlike granum sien, wat bekend staan as ons lamellae of interlamellae, stel dit eerder so. Hulle noem dit ook intergranums, soos wat julle in die onderkant kan sien. So dit kan julle als op die sketsie sien. Maar ja, julle kan tog mooi, as jy mooi daarna kyk, kan julle actually die dubbelmembrane struktuur ook sien van chloroplaste. Daar kan julle sien uit 'n buitenste membraan en uit 'n binneste membraan, en dit is hoekom ons sê uit dubbelmembraan. Dan natuurlik wat julle toe julle die organelle gedoen het, die matrix of die vloeistof aan die binnekant van die organelletjie staan bekend as stroma. Soos ek sê, hierdie platstafies wat julle hier sien, individuele platstafies, dit staan bekend as thylakoïdes, en is op hierdie thylakoïdmembrane waar die chlorofilpigmente aangetref word. En 'n hoopie van hierdie thylakoïdes staan dan ook bekend as 'n granum. Daarso het julle 'n hele hoopie van hierdie individue. En dan soos ek sê, kry jy hierdie plat stukkies, membraantjies, wat actually granums met mekaar verbind, wat bekend staan as intergranums of interlamellae. En dan, omdat hy glikose vervaardig, kan die glikose ook natuurlik verander word in stysel, en dis kom jy ook styselkorrels kan aantref binne in chloroplaste. Alright, as ons vir jou vra om jou eenvoudige ou chloroplastie te teken, kan jy net so 'n sketsie soos hierdie ingee. Dit is vir julle onderwysers baie mooi as julle dit doen. So moenie enigstens worry nie. Nou kom ons kyk of julle die byskrifte vir hierdie kan kry. Okay, so ons begin hierso by hierdie enetjie. En die van julle wat gesê het, dit is 'n buitenste membraan, is 100% reg. Vir die enetjie, die wat sê is 'n binneste membraan, is 100% reg. So onthou in 'n toets,
Omsirkel al twee van hulle en skryf dan dubbele membraan. Nou wat jy gewoonlik doen is jy maak so en dan maak jy so. Laat hulle twee raak aan mekaar, laat hulle presies weet dat jy verwys na die dubbele membraan. Maar daarvoor sal jy dan 'n enkel punt kry. Kom ons kyk gou na hierdie ouetjie. Mooi netjies, dit is 'n thylakoïd, né? Dit is 'n thylakoïd want dit wys net na een van hierdie plat sakkies toe. Stafies, nie die hele hoopie nie. Een van hulle, dis 'n thylakoïd. En dan hierdie area tussenin is 'n intergranum of 'n interlamel. Vir die van julle wat dit ook reg het, baie mooi. En dan praat ons van die vloeistofmedium wat binne in die chloroplastie voorkom. Mooi, stroma, lekker man, mooi. En dan kry ons hierdie bananas wat hier so sit. En wat het ons gesê is dit? Ek kan vir julle leidraad gee, dis 'n vorm waarin glikose gestoor word. Ja man, dis styselkorrels. Absoluut. So ja, die van julle wat volpunt het, teenaan. So ons nou net gaan kyk om seker te maak, na hierdie byskriffies, buiteste membraan, binneste membraan, daar's 'n hele hoopie daarvan, is die granums, ons eintlik vergeet van hom. Dan kry ons die thylakoïdes, kyk net na daai spelling. Ek het sekere leerders wat baie sleg spel, so kyk asseblief na daai spelling. Daar's lamelle, dit staan ook bekend as intergranums, dis eintlik 'n interlamel. Okay? Hierdie oudjies is eintlik lamelle, maar ons noem hulle thylakoïdes, so hierdie tussenin is 'n interlamel of 'n intergranum, tussen die hoopies granums. En dan kry ons natuurlik ons stroma, ons vloeistofmedium, en dan natuurlik ons styselkorrels. So daar het julle almal van hulle mooi lekker by mekaar. Okay, nou, die proses van fotosintese, heel eerstens moet julle weet, dit vind in 2 fases plaas. Belangrik dat julle weet, dat die eerste fase staan bekend as jou ligafhanklike fase, en natuurlik baie maklik dan ook die ligfase. En waar dit plaasvind, is in die granums, meer spesifiek die thylakoïdes. Okay? So dit is bitter belangrik dat julle dit besef. En hou net elke keer in gedagte daai 3 reagense wat ons gesê het fotosintese nodig het en dan die 2 produkte wat vervaardig word. So natuurlik het elkeen van hierdie fases gaan sekere van die reagense nodig kry en sekere van die produkte vervaardig. Terwyl hierdie fase natuurlik ook weer sekere van die reagense gebruik en sekere van die produkte vervaardig. En ek kan sommer nou al vir julle sê, daar is jou leidraad, lig. Soos weet klaar, kom op, daar's 'n lelike sonnetjie daai. Soos weet klaar sonlig gaan definitief deel wees van hierdie fase. So hou dit asseblief in gedagte. Kyk, soos ons kyk na die ligonafhanklike fase, dis die volgende enetjie. Dit beteken nie dat dit nie kan plaasvind in daglig nie. Dit beteken net dit het nie lig nodig om plaas te vind nie. So hierdie proses kan eintlik 24 uur 24/7 stel dit so plaasvind. So dit beteken net hy is onafhanklik van lig. Maar hy sê iets wat soos gesê wat net in die aand plaasvind nie. Solank hy die produkte van die ligfase kan kry, kan hy plaasvind. So hou daai asseblief in gedagte. Dit staan ook bekend as die donker fase. En as jy op universiteit of tersiêr gaan swat, college, technikon, dan gaan jy ook leer miskien van die Kelvin siklus, as 'n ander naampie vir hom, Kelvin siklus. En waar dit natuurlik plaasvind is in die stroma self. So die hele proses van fotosintese vind binne die chloroplast plaas. Hierdie gedeelte vind natuurlik net op die membrane van die thylakoïdes plaas, terwyl hierdie proses, die ligonafhanklike of donker fase, plaasvind in die stroma gedeelte van 'n chloroplast. So dis baie belangrik dat julle dit ook besef. Alright. Nou wat ewe skielik hier bykom is NADPH en ATP. Nou dit is vir leerders ook baie moeilik om dit te snap baie keer. Nou in ons liggame kry ons wat bekend staan as energieryke draers. Dit wil sê er is chemiese verbindings wat energie kan dra, wat energie kan vervoer, wat energie kan stoor. En dan kan daai energie later aan gebruik word vir ander prosesse. So daar's is 2 wat julle daar so sien. Kom ons maak dit sommer gou, vat sommer die pinke. Daar's NADPH wat 'n energie ryke draer is en dis is ATP wat ook 'n energieryke draer is. Nou wat hierdie ouetjie energieryk maak is daai gedeelte, is daai waterstof. En wat hom energie, wat ATP energieryk maak is 'n fosfaat, 'n derde fosfaat, maar ons sal bietjie meer daaroor gesels. Maar solank julle net solank julle in julle koppe net kan kry dat daai 2 energieryke draers, dit wil sê 2 chemiese verbindings wat energie kan dra, energie kan stoor, sodat daai energie gebruik kan word aan ander prosesse en dit gaan natuurlik gebruik word in hierdie prosesse om hierdie
donkerfase of die Kelvin siklus moontlik te maak, sodat jy glikose kan vervaardig. So dis baie belangrik dat jy dit besef, jy het energie daarvoor nodig, en die energie kom van hierdie verbindings af. So hou net daai gedagte, dit is baie belangrik dat jy dit besef, maar ons sal weer daaroor sit en gesels. As jy nou kyk na hierdie sketsie som dit actually baie mooi op. So heel eerstens wat jy hierso sien, is natuurlik jou ligfase wat hierso plaasvind. Ons kan dit ook sommer omkring. So hierdie is ons ligfase daarso. En presies wat jy sien, wat tydens ligfase belangrik is nommer 1, stralingsenergie word geabsorbeer deur die tilakoïdes. En waarom die tilakoïdes? Want dit is waar jou chlorofylpigmente voorkom. Kom ons kan sommer hierdie groen maak, as is groen, kom ons teken sommer chlorofylpigmente. Dis 'n groen kleurpigment, natuurlik 'n proteïen. Pigmente is proteïene. So dis groen proteïene wat op die membrane, of proteïene wat op die membrane van jou tilakoïdes voorkom. En dis hulle wat die stralingsenergie absorbeer, daai chlorofyl. Die tweede ding wat julle ook hier kan sien wat belangrik is natuurlik vir die proses is water. Alright, so stralingsenergie word benodig en water word benodig vir ligfase. En dit vind op die tilakoïdmembraan plaas. En in die proses gaan O2 vrygestel word as 'n produk. So onthou nou, ons gaan maar net gou terug na ons fotosintese reaksie toe, waar stralingsenergie gehad het, ons het koolstofdioksied nodig gehad, ons het water nodig gehad, en glikose gaan vrygestel word, en suurstof gaan vrygestel word. Nou die aandeel wat die ligfase daarin het, is 2 van die reagense, van daai chemiese formule wat ons, of chemiese reaksie wat ons sopas opgenoem het, gaan tydens ligfase gebruik word, 2 van die reagense, en 1 van die produkte, naamlik O2, gaan vrygestel word tydens die ligfase, en dit is die ligfase se aandeel tot daai chemiese reaksie. Ok, nou baie belangrik, nou soos ek sê, ons gaan 'n bietjie meer in detail 'n bietjie later, maar opsommend gewys is wat die ligfase ook verantwoordelik is, behalwe die vrystelling van suurstof, is die vorming van hierdie 2 energieryke verbindings, of energieryke draers, soos ons hulle noem. Alright, en dit is omdat daai energie wat gestoor word in hierdie 2 verbindings, gaan gebruik word in 'n reeks reaksies, tydens ons lig-onafhanklike fase, of ons donker fase, of ons Kelvin siklus, wat in die stroma plaasvind, om natuurlik glikose vry te stel. So ja, as jy nou 'n ander kleur vat, hierso, daar is hy. So, ons donker fase benodig die derde reagens. Onthou, ons eerste reagens was SE, stralingsenergie, ons tweede reagens was water, en dis die reagense wat 'n rol gespeel het tydens ligfase. Ons derde reagens is CO2, en dit is wat 'n rol gaan speel tydens die donker fase. En donker fase is basies 'n reeks chemiese reaksies. Nou, dis baie ingewikkelde reaksies, maar julle leer dit op 'n baie eenvoudige vlak op skool. So julle hoef net te weet dat koolstofdioksied deur 'n reeks chemiese reaksies verander word om glikose te maak. Alright, dit is eintlik al. En die energie wat gebruik word vir daai reeks chemiese reaksies kom van ATP af en NADPH af. So, ekskuus tog man, daar's 'n para in die keel. So dit is baie belangrik dat julle dit besef. Die ligfase, as jy nou mooi gaan kyk na, en ek weet dit lyk baie die mekaar, en dit lyk baie indrukwekkend en so aan, en overwhelming, maar moenie laat dit wees nie. As jy nou gaan kyk, basies wat gebeur is natuurlik, ons weet dat ons chlorofylpigmente op die tilakoïdmembrane verantwoordelik is om stralingsenergie te absorbeer. Wanneer hierdie chlorofylpigmente stralingsenergie absorbeer, stel hulle energie vry in die vorm van elektrone. Right, so hou dit in gedagte, maar dis energie. Dis elektrone. So hulle stel dan energie vry. Kom ons maak dit net energie. Alright. Daar sê ek net vir jou wat die energie is klomp elektrone. Maar daai energie, baie belangrik, gaan gebruik word om nommer 1 is om water op te breek. Onthou julle, water was een van ons reagense gewees wat ons nodig het. So daai energie word gebruik om water op te breek, en ons weet as water opgebreek word suurstowwe vrygestel. Vir elke 2 watermolekules wat afgebreek word, kry ons natuurlik 'n O2. En in die proses word waterstowwe vrygestel. Okay? Suurstof gaan 'n byproduk wees, ons stel belang in hierdie. Alright. So die tweede ding waarvoor hierdie energie gebruik gaan word, so die energie word vir nommer 1 vir dit gebruik, om water op te breek.
Nommer 2 gaan die energie gebruik word om daai waterstowwe te koppel aan 'n chemiese verbinding. Ons noem dit 'n waterstofdraer, wat bekend staan as NADP. Alright, so daai energie gaan gebruik word om daai waterstowwe te koppel aan NADP. En dan as dit gebeur, dan vorm NADPH. Nou as julle sien, hier is so sterk dingie om dit. Dit beteken dat hierdie verbinding nou energieryk is. So hy bevat nou 'n klomp energie. Okay, waarom? Want dit het energie gekos om daai waterstowwe te koppel aan hierdie, ons noem dit ook 'n coenzym, aan hierdie energieryke draer, hierdie energieryke waterstofdraer. Alright, so en dan natuurlik, omdat hy energie gevat het om hy waterstof te koppel aan NADP, gaan hy dan energie vrystel later aan as die waterstof afgebreek word. So hou daai asseblief in gedagte. Die derde ding waarvoor hierdie energie gebruik word, is om ATP te maak. En die manier hoe dit gemaak word is, onthou hierdie proses vind plaas op die thylakoïdmembraan. So daar's 'n chemiese verbinding wat bekend staan as ADP. En dit staan vir adenosine difosfaat. Maar julle hoef dit net te ken as ADP. Nou daai fosfaat, daai difosfaat beteken as 2 fosfate wat deel is van hierdie verbinding. Maar as hy 'n derde fosfaat bind, dan raak hy energieryk. En dis waarvoor die T ewe skielik staan. Adenosine trifosfaat, want hy het sopas 'n derde fosfaat gebind en nou het hy 'n energieryke verbinding geword. So as ons nou mooi kyk daarna, dan is daar 2 hoofredes waarom ligfase moet plaasvind, en dit is om daai 2 energieryke draers. Hierdie ou staan bekend as 'n energieryke waterstofdraer, want hy het waterstof op hom, en hierdie ander een is jou primêre energie wat jy in jou liggaam het, is ATP. So as hulle vir jou praat van jy het chemiese energie, dan verwys ons, of lewe gebruik chemiese energie, dan verwys hulle na ATP. Die energie wat vrygestel gaan word, as daai fosfaat weer losgebreek word, dan gaan 'n klomp energie vrygestel word, en dit kan gebruik word vir verskillende prosesse. Okay? In hierdie geval, omdat dit in die plant plaasvind, gaan dit gebruik word vir prosesse wat natuurlik plaasvind binne in die proses van fotosintese self. So onthou nou, dis belangrik dat jy besef, nommer 1, is die klorofilpigmente, wanneer dit stralingsenergie absorbeer, stel die klorofilpigmente energie vry. Okay, stel energie vry. Daai energie gaan gebruik word vir 3 dinge. Nommer 1, om water op te breek. Nommer 2, om waterstowwe, daai waterstowwe, om dit te bind aan 'n energieryke draer wat bekend staan as NADP, sodat jy hierdie energieryke verbinding kan vorm. En nommer 3 gaan die energie gebruik word om ATP, wat ook 'n energieryke verbinding is, ook te vorm. En dit word gedoen deur 'n fosfaat te koppel aan ADP om dit ATP te maak. Baie belangrik. Dit is baie belangrik dat julle hierdie bladsytjie verstaan. Okay? Dat julle dit in julle koppe kry. Nou daar staan, fotone word deur die klorofil van die blare geabsorbeer en gestoor as energie. Al wat fotone is, dis energiepakkies lig, sigbare lig. Dis die spektrum wat ons natuurlik gebruik om te kan sien ook. En dis die spektrum wat 'n plant ook gebruik om te kan fotosinteer. Is die spektrum van wit lig. So daai energie wat vasgevang is in lig, naamlik stralingsenergie, bereik die plant in energiepakkies bekend as fotone. Alright, dis al wat fotone is. So hou daai in gedagte. So daar wys ons net weer vir julle die 3 verskillende prosesse waarvoor die energie wat klorofil vrystel wanneer dit sonlig absorbeer, waarvoor dit gebruik gaan word. Ek weet ek hamer verskriklik baie hierse op, maar dis omdat dit baie belangrik is dat julle dit besef.